Goeiemôre. Dit is heerlik nat hier in Pretoria, baie lekker gereën, gisterand en ook laas nag. Maar hier is ek met nog 'n psalm. Maar ek wil net eers met jou deel. In my uitpak kom ek af op 'n Bybel wat ek baie lanklaas gebruik het. Ek is skaam om dit te sê, maar dit is so. En dit is 'n Bybel wat ek gekoop het by Radio Kansel nog voor die jaar 2000. Hulle het mos 'n boekwinkel gehad. En kan jy glo, in die Bybel is daar 4 vertalings in 1 boek. Is 'n groot boek. As jy hom oopmaak, is daar 4 kolomme. Heel links King James, dan Amplified, dan New American Standard en dan New International Standard. Weet jy, ek weet nie of die boek nog beskikbaar is nie. Maar dit is kosbaar om so op 1 bladsy of dan op 2 bladsye 4 vertalings bymekaar te kan lees. Want hulle verskil tog mos maar. So, as die boek nog ergens beskikbaar is, soek gerus daarvoor. Want ek sê vir jou, dit is vir my 'n heerlike herontdekking. Ek kan nie glo dat ek dit so lanklaas gebruik het nie. Maar hier is ons vandag by Psalm 20. Dankie Vader. Dankie vir elke psalm wat U in hierdie Bybel vir ons laat opteken het. En ek vra in die naam van Yeshua dat U my nou vooruitgaan. Kom U en breek self vir elkeen van ons oop dit wat U wil. Ons nie moet miskyk in hierdie psalm nie. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen. Psalm 20 se opskrif in my ou vertaling lees: die Here sal die oorwinning gee. Vir die koorleier 'n psalm van Dawid. En soos wat ek oor die psalm lees ook, gaan dit regtig daaroor dat dit 'n uitroep tot oorwinning is. Natuurlik in oorlogssituasies, maar ons is mos maar ook eintlik voortdurend in 'n geestelike oorlog is ons nie. Die psalm lees verder: Mag die Here U gebed verhoor op die dag van nood. Mag die naam van die God van Jakob U beskerm. Hoor hier, ek weet nie of ons regtig goed genoeg verstaan watter autoriteit in die gees daar is in die naam van die Almagtige nie. Gaan dink weer daaroor en besluit vir jouself, besef ons dit voortdurend en wend ons dit aan in ons gebed, in ons oorlogvoering, in ons nood, die naam van die Almagtige. Vers 3. Mag hy U te hulp kom uit die heiligdom, U bystaan uit Sion. Mag hy al U graanoffers onthou en U brandoffers aanneemlik vind. Wow, was daar vir my en jou graanoffers en brandoffers? Of vergeet ons ook bietjie daarvan? Mag hy U gee wat U hart begeer en al U voornemens laat geluk. Ons sal juig oor U oorwinning en in die naam van ons God die vaandels ontplooi. Mag die Here alles gee wat U vra. Dit weet ek, die Here sal aan sy gesalfde die oorwinning gee. Uit die hemel vertrou die Here sy gebed, verhoor die Here sy gebed. Ek lees dit weer. Uit die heilige hemel verhoor die Here sy gebed. Die Here gee deur sy groot mag aan hom die oorwinning. Sommige vertrou op strydwaans en ander op perde, maar ons vertrou op die naam van die Here ons God. Hulle sal struikel en val, maar ons sal regop en vas bly staan. Here, gee tog aan die koning die oorwinning.
Mag die Here ons gebed verhoor wanneer ons na hom roep. Wat 'n wonderlike uitroep van koning Dawid. En hy doen dit omdat hy dit soveel keer self beoefen het en dan beleef het hoe ons Vader elke keer antwoord. Weet jy, wanneer ons na hom uitroep, moet ons dit gelowig doen en weet hy hoor en weet hy sal reageer ook met 'n antwoord. Dankie Vader dat ons in hierdie oggend kan kyk na 'n nuwe dag, heerlike reën wat geval het laasnag en ons weet lewe is in U, net in U te vind. Vader, wees ons genadig. Leer ons om soos koning Dawid waaragtig diep te kom kniel voor U, terwyl ons wag op U. Here God, vergewe ons dat ons so amper niks maak van gebed, so 'n vlietende, skietende ietsiekie. Nee, leer ons Vader om tyd af te staan, om waaragtig stil te word by U, sodat ons kan oefen wat dit vra om waarlik op U te wag. En dat ons in die wag sal weet, U hoor en U wil antwoord. En U wil hierdie lewe deur ons lewe. U wil ons begelei, ook vandag, in alles wat ons dink, wat ons praat en wat ons doen. Dankie Vader, dankie dat U leef. Dankie dat U almal van ons op dieselfde manier ken. En dankie dat U voor ons uitgaan. Ook in hierdie dag. Ons eer en ons aanbid U. Halleluja. Amen.